ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 157. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy enige van my boeke benodig. Baie interessante boek vir die tyd waarin ons lewe, is vasgevang in die anti-Christ-systeem. So ek wil jy aanmoedig om te kry. Dis die tyd vir die boek, ek het hom 25 jaar terug geskryf, en dis nou se boek. Hoe sê jou broer George, my vriend, hy sê, prof, ek kan nie glo dat jy dit so raak gevat het nie. Ek sê, maar dis die Ruach. Dis die Ruach. Dit wat ek daar geskryf het, woord vir woord, kom tot vervulling vandag. So jy belangstel in enige van die ander boeke, of 'n vraag hê, dan kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 toe begin voor jy te magdom inligting verloor. Maar vir die nuwe kykers, dis uiters noodsaaklik dat jy inteken, die Engelse woord is subscribe, sodat jy die verskillende kennisgewings kry van al die boodskappe. Dis lewensveranderend, deel dit ook met die vriende en die kennisse. Skryfblokpen en 'n pen is baie belangrik, en 'n papier, en ek jy maar 'n sheet by al saambring so nou en dan. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre aan U Vader, ons Elohim, sê baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om deel te wees van 'n internasionale Bybelstudiegroep. Nie net hierso iewerste in 'n ou klein dorpie in Gauteng nie, maar reg oor die wêreld. Ons weet nie waar die woord val nie. Ons kan sien op die webtuistes en die goed en die YouTube verslae en so aan, maar Vader, die woord sê daar's blydskap in die hemel as een siel om tot U bekeer. Ons bid dan vanmôre vir iemand om iewerste tot bekering te kom in hierdie dag. Gebruik ons dat ons 'n invloed kan hê op daai persoon se lewe dan in hierdie dag. Seën ons, laat ons vrugbaar wees in die koninkryk. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashoa, die Javisse sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n groot blessing gaan wees. Ons is steeds besig met die boek Spreuke, Spreuke 12 vers 20. Sy bedrog is in die hart van die wat onheil bewerk, bedrog, onderduimsheid, skelmgheid, om mense te na te kom, mense te besteel, selfs mense te vermoor. Bedrog is in die hart. Nou is nie in die hart nie, die hart kan niks doen nie, sielsdimensie. U weet dit al, sielsdimensie van die of hulle wie onheil bewerk. Ek kan nie dink dat daar mense is wat net daarop uit is om onheil te bewerk nie. En dan sal van hulle wat hulle noem hulle self kinders van die Here, hulle is overseers over the word. Nee, daai ouens het nog nie een woord aanmoedigend vir iemand gesê of geskryf nie. Nog nie een boodskap gehoor wat aanmoedigend is nie. Terwyl die woord sê, die bedrog is in die hart van die wat onheil bewerk. Maar die wat vrede aanraai, het vreugde. Wat doen ons vanmôre? Ons raai vanmôre vrede aan. Wat sê die Javashoa vir sy disippels? Vrede gee ek vir julle. My vrede gee ek vir julle, anderster as wat die wêreld gegee het. Halleluja. Wat 'n vrede wil u vanmôre? Ek wil sê, ek wil die vrede en die kalmte en die rustigheid van Javashoa in my lewe hê. Wat 'n vrede. Wat het ons te doen om ons gedagtes besig te hou met bedrogsake en iemand te ondermyn en iemand te besteel en iemand te na te kom, om planne uit te werk, om iemand net terug te kry vir wat laat jou? Nee. Die Bybel sê, dit is wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim, die lewende Elohim, Jaffa, ons Elohim,
So gee hom vir hom, los hom. Moenie jy jou nek breek oor dit wat mense jou aan tekort doen nie, of te nakom nie. Gee hom net vir Jaffa, laat hy met hom werk. Kom ons konsentreer om vrede te saai. Vrede is blydskap, sagmoedigheid. Vrede is deel van die vrugte van die Ruach HaKodesh. Galasië 5:22 en 26, 24, 25, 26, gaan kyk daar. Hy praat van die vrugte van die vlees en die vrugte van die gees, die Ruach HaKodesh. Ek wil vanmôre sê, kom ons ywer, kom ons spits ons gedagtes toe, om te sê, in die dag wil ek die vrugte van die Ruach dra. Ons wil nie railway perskiekies dra nie. Ons wil die vrugte, ons wil die vrede hê. Ja, weet jy wat beteken dit? Om vrede te hê. Dis wat maak dat ons tot 12:30, gisterand 1:15, het ons eers klaar gemaak. Sit en werk. Nou, eergisterand, 12:30, so stuur ek ons nog WhatsApp boodskappe uit na mense toe. Dus ons nog besig om WhatsApp boodskappe, want ons kry so 200, 300 elke dag. Besig om wat ons antwoord die mense, stuur die goed terug. Dis vrede. Dis wanneer jy dinge doen wat jou gelukkig maak. Is u vanmôre gelukkig? Ek wil tog vra. Vader Jaffa, gebruik my vanmôre om te sê, het jy vrede? Kan u vanmôre sê, ek het die vrede van Jaffa in my? Ek dink spesifiek aan pastoor Chris, wat baie siek is, op sterwe is, hy kry nou morfine inspuitings. Ons gaan nou juis in die week, as Vader die gesondheidspaar vir hom nagmaal bedien. Is daar vrede? Hy en Rina het vrede. Hulle is nie van die rykste mense nie, maar hulle het vrede. As jy daar instap, is daar vrede. Daar's dood, siekte, daar die dood hang oor die huis, maar hy het vrede. Luister na Elise as sy 'n WhatsApp stuur en praat. Sy het vrede. Luister na broer Skalk in Amerika. Vrede. Dis mense wat siek is. Maar Jaffa gee vir hulle vrede. Dit is iets wat nie hulle lewens beheer nie. Hoekom? Want die woord sê, die wat die Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. En so is daar ander om ons. Mense wat nie veel het nie. Mense wat nie eens hulle eie karre het nie, wat met 'n bus moet ry. Of selfs met 'n taxi moet ry. Want hulle het nie geld om iets anders te ry nie. 'n Uber te ry of iets nie. Maar as jy met daai man en vrou praat, hulle het vrede. Die vrede van Jaffa in hulle. So baie keer praat ek met mense en dan sê ek, is daar iets wat ons vir u kan doen? Dan sê hulle, bid net vir ons. Bid net vir ons. En ek wil vanmôre sê, as u vanmôre in die groep val wat sê dat u het vrede. Ek het vrede vanmôre in my hart. Ek het vreugde in my hart. Kyk om jou rond en bid vir iemand wat u weet, wat nie het wat u het nie. Daar's dalk mense wat nie vandag 3 keer geëet het nie, 2 keer selfs geëet het nie. Ander wat dalk 1 keer 'n dag eet. Maar hulle het die vrede van Jaffa. En dis ook ek wil vanmôre sê, ek voel net die Ruach lei ons. Ons kyk om ons of ons nie vir iemand iewerster iets kan doen nie. Dis een ding om te bid en te sê word versadig. En dis om iets anderster om vir iemand anderster iets te gee om te eet. Hallo? Jaffa sê ek was in die tronk, jy het my besoek nie. Ek was honger, jy het my nie gevoed nie. Ek was naak, jy het my nie aangetrek nie. Verstaan ons wat hy sê? En die discipels sê maar,
U was nooit in die tronk nie, u was nooit daar. Hy sê, so minder as julle aan die gerinste van my kinders gedoen het, doen julle dit aan myself. So ek wil sê, kom ons kyk bietjie weier net as onsself in hierdie dag. Iewers dat daar nie iemand anders is, wat dalk na ons kyk en sê, ek wens ek het ook net 'n halwe brood gehad. En miskien 'n pakkie slapchips. Ek dink nou maar so net aan iets. Of 'n stukkie hoender. Kom maar. Weet, ons is so gewoond om geseën te wees. Ons is so gewoond, daar's altyd kos in ons kaste en goed. Hoe gaan dit met ander mense? Hoe gaan dit met ander mense? En ons wil nie vanmôre enige deel hê aan bedrog, wat onheil bewerk nie. Maar ons wil eerder vrede aanraai, en ons het dan die vreugde. Hy sê, geen enkele onheil tref die regverdige nie. Maar die goddelose is vol ongeluk. En hierdie skrif in vers 21 sê nie, dat teëspoed nie oor Jafiste se pad kom nie. Teëspoed kom oor ons pad. En baie keer dan laat Jaffa dit toe. Want hy sê in Job 2, het jy gelet op my knegt Job? Ek sê ja, jy kan alles aan hom aanraak, maar nie sy lewe nie. En baie keer, hy bewerk nie die onheil oor ons nie. Hy laat toe, dat die duiwel onheil bewerk. Hoekom? Om ons deur toetse te sit. Hoe sal jy weet, as jy nie baie keer voor 'n deur staan, wat anderste is, deur is, wat jy gewoond is in en uitgaan, in en uitgaan, in en uitgaan. En as daar skielik 'n deur in ons pad is, of 'n toestand of omstandighede, dis 'n toets wat ons deurgaan. Weet jy, sit die oggend die kar aan en die battery spaak. O, nou, ons Jaffa sit by deur 'n verskriklike toets nie, hè? Wanneer laas het jy jou batterywater gekyk? O, baie batterye vandag is sealed units, is nie so die ou dae nie. Maar weet jy, daai battery het net so lang leeftyd. Dink bietjie terug, wanneer laas het jy 'n battery ingesit? 3 jaar terug, 4 jaar terug, dis 'n goeie tyd. Dis 'n goeie tyd om 'n ander een te kry. Ek noem dit net. Dis nie dat, nou stuur Jaffa die bad luck na my toe nie, en die bad luck slaan my nie. Dis nie wat dit is nie. Jy kry 'n papwiel langs die pad. Wat doen Jaffa nou het nie, hè? Ek sien dit weer so. Vorentoe is daar ongeluk wat ek in sou gewees het. Hy wil ek wil net besig wees en gou hierdie papwiel regmaak. Sommige net daar. Of jy spaar aansit. Die nuwe karre het almal nie, baie van hulle het eers met spaarwiele vandag nie. Jy kry die kit saam. Blaas hy goed in, hy blaas homself op. En net daai rukkie wat jy daar besig is. Partykeer gebeur goed in ons lewens wat ons net 'n bietjie moet wag. En kom ons vorentoe. Dan sien ons maar hier's 'n ongeluk of iets. Weet jy, daar's 'n groot moontlikheid dat ons daarin kon betrokke gewees het. Maar omdat hy my daar teruggehou het, want hy kan sien wat vorentoe gebeur. So kom ons sien nie alles altyd as 'n spak slaag wat ons kry nie. 'n Roede wat oor ons losgelaat word nie. Ons word gedissiplineer nie. Nee. Ons sien dit net as deel van die sameloop van die lewe. Met die wete dat Jaffa in beheer is. En hy sê dat elke goeie gawe kom van hom af. En baie keer is daar van die gawes wat nie so lekker goed is nie. Maar weet jy wat, hy laat dit toe om te gebeur ook. Hy laat dit toe. Hy is op die skip. En die storm is op die skip. En hy is besig, hulle gooi die goed oorboord, die disippels, almal van hulle. En dan onthou hulle Jafashuas op die skip. Hy lê in slaap, dan gemaak hom wakker. Dan sê hulle, meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Dan sê hy, julle klein gelowiges. Hy wil gehad het, hulle moet hulle hand opsteek en die storm stil maak. Maar die mense is meer betrokke om die soetkuisers, die taste, die bagasie af te gooi van die skip af, om die skip ligte te kry.
Terwyl net moet staan en sê, in die naam van Jahweh, ek neem autoriteit oor hierdie storm. Vanmôre wil ek in die naam van Jahweh, ek strek my hande uit en ek sê, ek neem autoriteit oor hierdie siekte, ek neem autoriteit oor die krankheid, oor die omstandighede, oor die toestand vanmôre, in die naam van Jahweh. Halleluja. Steek jou hande uit, as u vanmôre in 'n behoefte is, in die naam van Jahweh. Ons roep in die behoefte dat die voorsien na die rykdom van die genade. En die woord sê, die aarde behoort aan u, in die volheid daarvan. Ons spreek genesing en voorsiening in die naam bo elke ander naam, die naam Jahweh. Wat 'n voorreg dat ons in hierdie studie vanmôre dan ons hande kan opsteek en hom eer en sê, dankie Vader. Ons roep die goed wat ons nie sien nie, asof dit bestaan. Dit sê Hebreërs 1, waar hy praat van die geloof is 'n vas, die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Hy sê so mooi, geen enkele onheil tref die regverdige nie. Nee, daai goed is partykeer net rooi rooiborde. Ons bietjie te kry om te sit en dink, maar die goddelose is vol ongeluk. Hoe het iemand gesê een keer, en ek gaan dit afsluit, hy sê, as nie vir badlak was nie, daai ou geen lak gehad nie. Gaan kyk na die lewe, die bruid lewe in die geloof, in die wete, dat alles kom uit Vader Jahweh se hand. Tot môreoggend, as Vader die gesondheid spaar, Maranatha. Jahweh kom weer, halleluja.